Ek dank die Here vir 'n kans, geleentheid wat ons het om sy naam te kan groot maak. Amen. Jy weet, die afgelope tyd is ek besig met myself en ek vra myself die vraag af, dit waarmee ek besig is dit regtig dit wat God behaag? Ons kan in die kerk sit Sondag na Sondag, ons kan ons Bybels lees, ons kan soms bid, ons kan maar 'n mooi lewe lewe. Maar as dit waarmee ek besig is nie God behaag nie, mors ek my tyd. Ons wil goed geklee wees na die vlees. Ek wil goed versorg wees. Ek sal alles in my vermoë doen om iets te kan kry om te eet en te drink, om warm te kan kry na die vlees. Maar geestelik het ek geen benul oor waar ek staan nie. Dan dink ek aan dit wat die woord van die Here vir ons leer. Daar's 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die uiteinde is die weë van die dood. Verstaan ek nou nie mooi nie, want die skrif sê ons gaan vir ewig lewe. Nou die dood wat die skrif van praat, is geestelike dood. Ek is so vermoeid om te survive dag na dag, uur na uur, week na week. Maar ek het gesterwe na die gees. Ek is geen krag van God meer in my nie. Ons maak seker ons huise is mooi, so my pa nou vanoggend praat. Versorg. Maar die huis van die Here ly skade. Ons maak seker dat alles wat ek as mens wil hê, ek sal alles in my vermoë doen om dit te kry. Maar dit wat die woord van die Here vir my sê, het ek nodig om die ewige lewe te beerwe, is nie van belang nie. Ek sit en dink, daar's soveel kerke in die wêreld. Daar's soveel dominasie, soveel predikante, soveel kinders van die Here, of sal ek sê sogenaamde kinders van die Here. Maar wanneer gebruik ek dit wat die woord van die Here vir my gee om te doen, om my lewe in orde te kry? Ek is baie geneig om vir ander mense te sê wat jy moet doen en hoe jy moet optree en hoe jy ek verwag jy moet lyk as 'n kind van God. Maar ek self let nie op na my eie lewe nie. En lees ek in die woord van die Here, gaan vir u lees in 2 Korintiërs 11. Ek gaan dit net deurlees, vers 1 tot en met vers 15. Luister, wat sê die skrif? Sit bietjie jou eie gedagtes een kant toe, sit jou eie opinie een kant toe en sê, Here, leer my deur die gees van God wat die gees van die Here aan die gemeente wil sê. Want ons sal mos die skrif lees, maar my eie gedagte daarom vorm. Ek sal die Bybel lees, maar ek dink my eie opinies uit hoe dit moet werk. Wanneer laas het jy die skrif oopgemaak en gevra, Vader, leer my deur die gees van God, sodat ek kan verstaan wat U wil hê ek moet doen? Nee, dis nog nie vir my belangrik nie. Wel, as dit vir jou belangrik was, het jy alles in jou vermoë gedoen om dit te kan kry. Hy sê in vers 11 vers 1 sê, ag, as julle
Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid. Want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n rein maagd aan Christus voor te stel. 'n rein maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees, dat net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle dit goed geval. Want ek reken dat niks agterstand by die uitnemende apostels nie. En al is ek ook onbedrowe in woord, dan tog nie in kennis nie. Maar ons het ten volle in alle opsigte openbaar geword by julle. Of het ek sonde gedoen deur my te verneder, sodat julle verhoog kan word, omdat ek die evangelie van God kosteloos aan julle verkondig het. Ander gemeentes het ek beroof deur vergoeding te neem om julle te bedien. En toe ek by julle teenwoordig was en gebrek gehad het ek niemand lastig geval nie. Want in my gebrek het ek die broeders voorsien van Makedonië gekom het. En ek het in alles in ag geneem om julle nie te beswaar nie. En ek sal my in ag neem, so seker as die waarheid van Christus in my is, sal hierdie roem in die stede van Antiochië nie my ontneem word nie. Waarom? Omdat ek julle lief het nie, omdat ek julle nie lief het nie. God weet dit. Dis 'n vraagteken. Maar wat ek doen, sal ek nog doen om aanleiding af te sny vir die wat aanleiding wil hê, sodat hulle in die saak waar hulle oproem, net soos ons bevind mag word. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglik, arbeid wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want Satan self doen hom voor as die engel van die lig. Dit is niks besonder wanneer sy diensknegte hulle voordoen as engels van die geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. As ek terug kan gaan na vers 3 en vers 4 toe, luister wat sê hy. Ek vrees dat, net soos die slang Eva in sy lustigheid bedrieg het, julle sinne miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die geregtigheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of 'n ander gees ontvang van wat ons ontvang het, of 'n ander evangelie wat julle aangeneem het, laat julle dit goed geval. Die skrif sê ek laat dit toe. Dit klink goed vir my. Dit wil
Stem jy saam met my? Dit is moontlik om 'n ander gees te ontvang, wat nie die Heilige Gees is nie. Dit is moontlik om 'n ander evangelie te aanbid, wat nie die evangelie van Christus Jesus is nie, al het ek die skrif in my by my. Al word daar deur die woord van die Here gelees. Is dit moontlik om so te lewe, dat ek nie deur die Gees van God gelei word nie? Hier's 'n man in ons land. Ons noem hom Julius Malema. Ekskuus. Op 'n stadium het hy gesê, ons is Jesus onsself. En die Christendom het so wild aangegaan. Hoe kan hy so sê? Skrif sê, hulle verkondig jou 'n ander Jesus en jy aanvaar dit. Ek hoor die mense sê deesdae, my Heilige Gees. Maar as ek die skrif lees, dan sê dis die Heilige Gees van God wat my sal leer alles van Jesus Christus. Ek het nie Heilige Gees nie. Ek het die Gees van God in my lewe of ek het dit nie. Maar die ander gees wat die skrif van praat, is die gees van hierdie wêreld. Ek loop soos die wêreld, ek lyk soos die wêreld, maar hier binne my voel ek gemaklik, want ek kom sit Sondag na Sondag in die kerk. 'n Ander evangelie, wat nie die evangelie van Christus Jesus is nie. Die Here ken my hart. En omdat hy my hart ken, kyk hy al my probleme en my mislukkings verby. Want my hart is opreg met hom. Die skrif sê ook, as jou hart jou nie veroordeel, het jy vrymoedigheid tot God. Maar God is meer as jou hart. Hy weet alles. As God dan liefde is, hoekom sal hy my in die hel laat beland? Dis 'n ander evangelie wat verkondig word. Ons quoteer die skrif. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. En ons verkondig die liefde van Christus aan die buitemense en hulle kom tot 'n plek wat hulle voel as God my lief het, gaan hy my mos nou nie straf nie. Maar liefde is teenoorgestel as wat ek nie dink. Die liefde van God leer my sy gebooie te bewaar. En dis nie swaar nie. Hy sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat kan glo, die ewige lewe kan hê. Geloof sonder werke is kragteloos. As ek glo soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit my binneste vloei. Dan sit ons in die kerk en ons dink Sondag na Sondag. Om in die kerk te spring en te sê halleluja, is vir my genoeg. Die predikante dink om vir die Here te werk, is om Sondagoggend 'n diens te hou, 'n bietjie te sing, 'n bietjie te getuig, en die woord van die Here te bring en huis toe te gaan, en ag, dit was maar 'n diens gewees. Sondag aand 'n diens te hou, is selfe goed gebeur. Woensdag aand het ons bid hier en saam weer deur die lewe, het ons so nou en dan bietjie leringe. En dit is vir my genoeg.
Dan vra ek myself die vraag af. Hoekom preek ons vir mense wat die evangelie ken? Terwyl die skrif sê, gaan die wêreld in en verkondig die evangelie van Christus. Om Sondag hier te staan, maak my nie 'n kind van God nie. Om Sondag vir u te preek, maak my nie 'n kind van God nie, maar my lewenswandel getuig of ek 'n kind van God is, of 'n kind van die wêreld. Om Sondag kerk toe te gaan en lekker saam te sing, profeteer, die gawes opereer, maak my 'n kerk en nie 'n kerkganger. Verstaan my reg vanoggend. Ek is 'n kerkganger, ek is nie 'n kind van God nie. Sondag die woord te predik, maak my nie 'n disipel van Jesus Christus, maak my 'n prediker. Gaan nou vir die verder lees. Nou sê hy hierso, ek is bevrees dat net soos die slang Eva in sy lustigheid bedrieg het, julle en julle gesinne miskien bedorwe kan raak. Praat in hierdie week met 'n oom en ek sê ons moet ophou om mense kerk toe te lei. Want die mense kom by die kerk uit. En dit is nou maar menslik. In watter kerk jy ook al mag sit om jou kerk op te lig wanneer jy by ander mense is. Ek sal my kerk oplig. Jy gaan jou kerk oplig en almal gaan oor sy kerk praat. My pastoor sê so en my pastoor sê so en die pastoor sê dit. En elke persoon het sy opinie oor wat die ander pastoor verkeerd doen en wat hy ook al mag reg doen. Maar wat het geword? Ons bring die mense na Jesus Christus, die seun van 'n lewende God toe. Nee, jy moet by my kerk uitkom. Want my kerk se banke moet vol wees. Galasiërs 1 sê die volgende. 1 vers 12. Ekskuus, ek vra om verskoning, vers 6 tot 9. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe, 'n ander evangelie wat die wêreld nie kan ken nie. Het julle geroep na 'n ander evangelie toe wat die wêreld nie kan namaak nie. 'n ander evangelie wat gelei word deur die Gees van Christus. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat sommige mense is wat julle in die war wil bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig ten stryde met die wat julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom julle 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou, vers 10 sê, die guns van 'n mens of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek dan nog 'n mens behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. As enige iemand kom en 'n ander evangelie verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Want die ou wat agter die platform staan, die predikant, of wie hy ook al mag wees, wil 'n mens behaag. En nie Christus Jesus nie. Nou het iets niets ontstaan in die kerk. Mense.
verstaan my reg, iets niets het onderstaan, wat ek nie heeltemal verstaan nie. En as hy vir my dit kan verduidelik, kom sit met my en verduidelik my. Ons wil kerk toe gaan, want ons wil 'n lekker gevoel hê. Die kerk moet vir my iets wees wat my trek, nie vir my gees nie, maar my vlees. Ek wil kom sing en spring, ek wil kom dans en te kere gaan. My vlees moet gestig word, maar my gees ly honger. Terwyl ek sien hoe die kerk jong mense wil trek. Verstaan my reg vanoggend. Dis 'n plek in die dorp, sy mure is swart geverf binnekant. Hy disco ligte in. Die musiek wat gespeel word, is die musiek van die wêreld met Christelike woorde in. Wat weet jy hoe wil die jong mense aangaan? Ek stout om dit te doen. Hulle wil spring en hande klap en alles doen wat wêrelds is en hulle wil allerlei snaakse bewegings doen om hulle vlees te stig en dan dink hulle behaag God daardeur. Ek dank God dat ek weet sy woord is die weg, die waarheid en die lewe. Ek kan nie in die wêreld lewe en God behaag nie. Maar ons dink om 'n jol te maak van 'n kerk is om kinders by die Here uit te kry. Ek dank God dat ek weet reg is reg en verkeerd is verkeerd. En die skrif sê, as iemand om 'n ander evangelie wil verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Wat het geword van die vrees van God? Wat my moet toevou, as ek in die teenwoordigheid van die heilige God is. Aanbidding in die ou jare, en die mense op hulle aangesig voor God neergebuig, want hulle wou nie gewees het wat hulle was nie. Maar die vrees van God het uit die liggaam van Christus uit verdwyn. Daarom kan ek Sondag na Sondag in die kerk sit. Maandag oreer ek, Dinsdag vloek ek, Donderdag steel ek en dit is maar net te lekker en ek vloek en ek skree en ek lieg. En dan kom sit ek in die kerk en ek lig my hande op, want ek kan bid die heilige God. Die skrif sê, wees heilig, want die Here jou God is heilig. Geen sondig teen ongeregtigheid, geen gedans agter die genot van 'n mens aan, kan God behaag nie. Matteus 7 vers 12 sê die volgende. Vers 12 tot en met vers 19. As julle wat sleg is, alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle ook doen. Want dit is die wet en die profete. Gaan in deur die nou poort. Wat breed is die poort en wyd is die pad na die verderf toe. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat dit sal vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrug sal hulle geken word. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings af of vye van ditsels nie. So dra elke boom goeie vrug. So dra elke goeie boom goeie vrug. Maar 'n slegte boom dra slegte vrug. 'n goeie boom
kan geen sleg vrug dra nie. En 'n slegte boom ook geen goeie vrug nie. Elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Iewers het die mense gedink om 'n kerk vol mense te hê is sukses in Christus. Iewers het die mens gedink om 'n goeie inkomste te hê is 'n sukses. Terwyl Christus Jesus gesê het, julle maak 'n aanbiddingsplek 'n rowerspieël. Waar is die ware aanbidders wat God in gees en in waarheid aanbid? Skrif sê eenheid 'n stad, eenheid 'n geslag. Skrif sê nie almal wat sê Here, Here, gaan in die koninkryk van my Vader nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. En die kerke wat min mense is soos ons, moenie jouself regverdig en dink. Jy maak uit van die smal weg wat man gaan vind nie. Meet jou aan die woord van God en kyk hoe jy lewe en maak seker jy is volgens God se woord deel van die smal weg. Daar's 'n pad wat vir die mense weglei. Maar die uiteinde is die weë van die dood. Hoe staan jy vandag voor God? Dit is maklik om vir jou diens te hou. Dat almal sal dink die gees van die Here was daar teenwoordig. Ken ek die stem van die Heilige Gees wat vir jou onder al hierdie geraas en onder al hierdie moeite vir jou sê, ek is nie hier nie. Wat soek jy hier? Het ek so nou verhouding met God dat hy nog deurdring kan kry na jou toe en vir jou sê ek is nie in hierdie plek nie, kom uit. Ek hoor die mense sê, al die kerke het iets goed, so al die kerke is bietjie reg. En al die kerke het iets sleg, so al die kerke is bietjie verkeerd. Die skrif leer my. Nie die mens nie, die skrif leer my. Geen goeie boom wat goeie vrug dra, kan 'n slegte vrug dra nie. Of ek dien die Here in gees en in waarheid, in alle gebiede, by die huis, by die werk, by die kerk, in die dorp, oral, is ek 'n kind van God, in gees en in waarheid. Maar die skrif sê, as daar 'n slegte vrug in my boom is, kan hy nie goeie vrug dra nie. Ek het 'n paar vrugtebome in die agterjaar. As daai bome nie behandel word nie, kan sy vrug nie goeie vrug voortbring nie. Ons bly nou 4 jaar hier, mamma. 4 jaar. Ek het nog nie 1 jaar 'n vrug
appelkoesboom agter is. En 'n appelkoesboom het gekry wat eetbaar kon wees nie. Maar weet jy wat sien ek? Week na week of jaar na jaar. Vrugte val van die boom af en dit word vrot. Ek het 'n boom net hier agter die kerk. Hulle sê dit is 'n gesonde boom, maar as jy daai vrug eet, is hy so sleg. Ek gee nou die dag vir my hond 'n stukkie. En jy moet die gesig sien wat die hond trek. Vrek sleg. Weet jy wat doen ek en my vrou, ons moet hierdie boom uitkap, want hy's nutteloos. En ek sny hom af. Takke wat daar bo is. En ek los hom. Nou 'n jaar later, 2 jaar later. Kom my takke weer uit. Hy lyk alweer so groen. Ek het nog nie slegte vrugte op hom gesien nie, want ek het nog nie vrug gedra nie, het hy? Nee. Maar hy's useless. Kan met hom niks doen nie. Hy's vrek sleg. Dis 'n pomelo met 'n suurlemoen met 'n slegte lemoen ook gemix. Hy's sleg. Goed vir niks. Maar jy weet hier's 'n dryweprojel hier somewhere. As hy begin drywe dra, is my kind daar. Ek soek 'n dryf, want hy's soet en hy's lekker. Hoe lyk jou vrug vandag? Ons sê, die boom sal aan sy vrugte geken word. Jy kan nie 'n wêreldsgesindheid hê en 'n goeie vrug dra nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie sê ek is 'n kind van die Here, maar ek het die wêreld lief nie, want die skrif sê, dan word jy 'n vyand van God. Of vanoggend vir die vrou, hoe lank klaar gaan jy toelaat dat Lucifer jou mislei? Dis nie die groot sondes wat die wingerd verwoes nie. Dis klein vossies. Vat een swak aartappel en sit hom in 'n aartappelsak. En kyk 'n week verder hoeveel aartappels is saam met hom vrot. Die duiwel is besig om net soos hy vir Eva in die tuin van Eden bedrieg het, is hy besig om die kinders van God te bedrieg in vandag se tyd. Wat het geword van die vrees van God in ons bediening? Wat het geword van die ware evangelie? Wat het geword van Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God, wat vir my sondes aan die kruis van Golgotha gesterf het, sodat ek 'n veranderende lewe kan lewe? Wat het geword van die Heilige Gees, wat vir my sê, die skrif sê, julle het niemand nodig om julle te leer nie, maar julle het die Heilige Gees. Wat het daarvan geword? Wat het geword van die evangelie wat Christus Jesus verkondig het? Dit het tyd geword dat die sogenaamde kinders van die Here hulle bekeer in gees en in waarheid voor 'n heilige God en werklike veranderende lewe lewe. Soveel misleiding is daar in die wêreld daar buite. Iewers het daar iets ontstaan dat die mense gedink het as ek aan 'n kerk behoort, dan behoort ek aan die hemel. Sien wat die skrif sê. Iewers het daar iets ontstaan wat my laat gemaklik voel
as ek my lewe half warm of half koud het. Ek is nie aanvaarbaar vir die wêreld nie, want ek pas nie heeltemal in nie. Maar ek is nie aanvaarbaar vir God nie, want ek pas glad nie in nie. Openbaring 3 sê, was jy maar warm, of was jy maar koud? Maar omdat jy lou geword het, 'n lou lekker bediening, ag, dis so lekker om die Here te dien, en ek gaan net aan met my lewe. Dink is Petrus wat vir Jesus gevra het, is die wat gered word baie. Jesus se woorde vir Petrus was, stry hard om in te gaan. Want baie gaan probeer, maar nie in staat wees nie. Van wie praat die skrif? Dit is van ons wat vandag lewe en dink, ek is opreg met die Here. Ek wil afsluit met hierdie woorde en vir die vraag. Het Lucifer jou mislei? Is hy besig om jou te mislei? En jy val keer op keer vir hom. Wat het geword van die vrees van God? Wat het geword van die man en vrou wat God dien in gees en in waarheid? Wat het geword van ek verloon myself, ek neem my kruis op en ek volg Christus? Wat het geword van soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles wat jy nodig het sal jou bygevoeg word? Wat het geword van geen sonde en om geregtigheid gaan die koninkryk van God beheerwen nie? Wat het daarvan geword? Ek kan maar Sondag in die kerk sit, maar Vrydag aand was ek op die dansbaan. Dit is aanvaarbaar. Ek kan vir jou Vrydag of Saterdag aand om die braaivleisvuur my biertjie geniet en grappies verkondig, lekker lag saam met my pelle. Maar Sondag wil ek in die kerk kom sit en sê, ag, dit is so lekker om die Here te dien. Terwyl die skrif sê, geen drinker, geen oorreder, geen leienaar, geen sodomiet, geen van hierdie goed sal koninkryk van God beerwe nie. Geen oorreder. Oorreder ek teenoor Christus Jesus. Om te dink, hy sien nie wat ek doen nie. Terwyl sy oë die aarde deurwandel, op soek na die man en vrou, wie se hart onverdeeld op God gerig is. Waar pas ek in? Dink ek omdat ek na die nagmaaltafel toe gaan, God vergewe my? Dink ek omdat ek die nagmaaltafel gebruik, ek is deel van die liggaam van Christus? Ek gaan nie skok vandag. Daai nagmaaltafel gebruik, en ek is nie vlekloos voor Christus Jesus nie, gebruik ek dit vir 'n oordeel oor myself. En daarmee gaan ons oor na die nagmaaltafel toe. Hy sê in 1 Korintiërs 11. Hy sê in vers 23, want ek het van die Here ontvang wat ek ook oorgelewer het, dat die Here Jesus Christus in die nag wat hy verraai het, die brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker met hierdie woorde, hierdie is die beker van die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink,
tot my gedagtenis, want so dikwels as julle aan hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus tot hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of hierdie beker drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Pa, sal jy vir ons bedien en sommer die seën van die Here oor dit asseblief. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre aan die tafel kan sit. Here, Ek wil bid dat U elkeen wat gebruik maak daarvan sal seën. Vra dat U verheerlik word, is my gebed in Jesus naam. Amen. Here, ons prys U. Drink almal daarvan. Maar oordeel jouself of jy dit op 'n waardige wyse gebruik vandag. Daar's 'n God in die hemel wat elkeen van ons ken. So God in die hemel wat weet hoe staan ek voor hom. Daar's 'n God in die hemel wat my en u gedagtes ken. Wil ek vanoggend vir u sê, hoe lank nog sien 'n kans met die genade van God te speel. Toe die mense daar skree, kruisig hom. Kruisig hom. Hulle spieg op hom en hulle slaan hom. Hulle spot met hom, sê hy, Vader, vergewe hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sy genade is vir jou en my genoeg om tot inkeer te kom, tot bekering te kom, om te doen dit wat God van ons verwag. Neem eet, dit is my liggaam, wat vir baie gebreek is. So op die beker na die ete, die bloed van die Nuwe Testament, tot vergifnis van sonde. Drink almal daarvan. Kom ons staan, gaan ek my vrou vra vir ons hierdie dienste vandag. Maar ek vra vir u vanoggend, hoe lank nog gaan jy toelaat om ons lei te word deur dinge wat vir jou gemaklik laat voel. Maar die vrees van God het lankal uit jou lewe uit verdwyn. Here, dankie vir die geleentheid wat ons hier tesame was. Ja. Here, ek vra dat U met ons sal wees in hierdie week wat voorlê. Here, waar ons hier uit mekaar uitgaan. Maar Here, dat ons sal eerlik met onsself kan Here, U woord vat om U te vra om ons te lei, Here, want soos wat uitgegaan het vanmôre, Here, dit is so maklik om mislei te word. Here, en ek dink so dat om by U te bly, Here, is 'n groot werk om elke dag aan jouself te werk. Here, ek vra dat U die een sal wees wat met ons harte sal praat, Here, dat U ons sal leer en ons sal lei. Here, ek bid dat U die pastoor onder die bloed sal hou, Here, en dat U hom sal bewaar. Here, dankie vir die woord wat U hom gegee het vanmôre. En Here, ons prys U vanmôre daarvoor, Here, ons prys U, Heilige Gees, Here, dat U kom en dat U met ons kom spreek, Here, wat U wil hê ons moet hoor. Here, ek vra, wees met ons verder in hierdie dag ook, Here, behoed en bewaar ons, waar ons mag gaan uit mekaar uit, Here, vra ek in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.